Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom by Step Up. Ek is Chantal en het is lekker om met jou terug te wees. Dit is mense, dit is wonderlik om met die woord van die Here te kan sit en die woord van die Here te kan deel en om met die woord van die Here te praat. Daar is 'n skrif in Malagi wat sê dat daar was 2 mense wat gepraat het oor die Here en gepraat het oor die goedheid van die Here. En daar was 'n boek gerekord. Daar was letterlik recordings gemaak oor wat hulle gesê het. Genesis en Malagi, die laaste boek in die Ou Testament. En dit gaan oor ons entoesiasme rondom die woord van die Here en wat die Here sê en hoe die Here dit vir jou sê, want it is amazing dat ons wanneer ons openbaringskennis kry, net hoe ons dit oordra en hoe dat mense dit verstaan en wat 'n voorreg ons het om dit te kan kry. En ons is hierdie jaar in die boek van Rut en ek het dit nog gesê hierdie jaar en ek het dit nog gesê, maar ek gaan dit weer sê. Ons het amazing revelation, ons het wow openbaring van die boek van Rut. Ek dink toe die Heilige Gees vir my sê in Desember, hierdie jaar is die jaar van Rut, het ek nie gedink dat, ek het letterlik vir die Heilige Gees gevra, maar hoe kan ek die hele jaar Rut preek? You know, die hele jaar, en dis nie 4 boeke, dit is een van die kleinste boeke in die Ou Testament. Hoe gaan ek dit preek? En die Heilige Gees het vir my duidelik gesê, wanneer ek julle deur die boek van Rut vat, sal julle nooit weer na die Bybel dieselfde kyk. Die mense, kom ek sê vir julle, ons is by die einde van September, ons is nog net in Rut. Ons het nog nergens anders gegaan nie. En kan ek julle vandag vertel, die openbaring in hierdie boek is no one's business. Het is, jy kan nie glo die diepte van God se woord en hoe dat mense wat jy lees, wat jy familie is in die Bybel, hoe dat hierdie mense connect met die boek van Rut. Dit is mind-blowing om te sien dat wat God sê, hoekom hy dit gesê het, wat hy bedoel het, wat was die connecting point van die Ou Testament reg oor na die Nuwe Testament toe. Jy kan dit nie eens, as die Here dit nie openbaar nie, sal jy dit nie weet nie. Jy kan nou sê, jy gaan nie, en ek wil, ons gaan aan vandag met dit, ek kan letterlik sien dat ons maak dit klaar hierdie jaar, maar ook is so amazing dat hierdie jaar het Tyler Perry bijvoorbeeld 'n movie gemaak with Ruth and Boaz. Dis nou baie niets, is nie 'n ou tipe fliek nie, is 'n very modernized, maar tog die fliek is uit. En ek sê vir myself, Here, dat wanneer U 'n ding sê, wanneer dit die Here is wat 'n ding sê, dan confirm hy dit reg rondom die wêreld. God praat nie in Amerika een ding en ons een ding. Wanneer die Heilige Gees praat, onthou mense, ons is deurdronge met een gees. Ons is nie deurdronge met 'n klomp geeste nie. Ons dien een God, ons aanbid een woord, een Heilige Gees. So reg, die wat die Here volg, ons aanbid almal een God. So
Ons wat die Here aangeneem het as ons persoonlike verlosser en saligmaker, wat beteken ons lees die Bybel, ons almal moet ons praat van een bors af. You know what I mean? Ons drink van een bors af. So ons moet almal dieselfde taal praat. En dit is belangrik wanneer ons 'n kinders van die Here, ons moet gelei word deur die Gees van God, sodat ons almal een taal kan praat. Dit baat nie ons sê, die Here sê, die Here sê, die Here sê, maar die Here het nie so gesê nie. Want wanneer die Here dit nie gesê het, dit is daar nie evidence dat die Here is in ons teenwoordigheid nie. As die Here dit nie gesê het, my mens, dan gaan daar niks vanaf kom nie. So wanneer die Here dit sê, dan manifesteer hy sy woord in ons teenwoordigheid. Amen. So hierdie jaar is die boek van Rut, dit is so kleer soos daglig. En wat die Here vir ons sê, hoe hy dit sê, wat hy die dots wat hy connect, dit wat hy vir ons by mekaar bring, dit wat hy vir ons sê. Hierdie jaar sê hy vir ons, dit is die jaar van redemption, dit is die jaar letterlik wat die Here ons gaan vrymaak van goeders en ons net losmaak en ons net inbring in die belofte in. Nou, die belofte kom jy nie eers physically in nie. Jy kom eers in die gees in hierdie belofte in en dan stap jy in die natural in die belofte in. Betekende ons moet in die gees moet ons connect met die Here. Ons moet in lyn kom en alles wanneer hy hier is, ek het laas gesê, wanneer hy hier opkom, dan kom jou natuurlike lewe, jou natural lewe, jou werk, jou familie, jou huis, dan kom ons lewe, hy moet ewenaar met ons geestelikheid en betekende dat die Here seën ons soos wat ons geestelik geseën is. Amen. So jy kan nie verwag, jy wil die seëning van die Here hê, maar jy het nie verhouding met die Here nie. Dit werk nie so nie. As dit jou geestelike lewe is, hy moet eers opkom, dan kom hierdie op. Dis hoe dit werk, maar baie keer wil ons hierdie een van nalatig, maar jy wil hierdie een lig, nie my dierbare. Wanneer hierdie een lig en hierdie een van nalatig, dan verstaan jy nie eens, jy heg nie waarde aan wat die Here vir jou gedoen het, as jou geestelike lewe nie in orde is nie. As ons kyk in die boek van Rut en iets wat die Here my al laas jaar gewys het, nie eens het ek geweet dat hierdie jaar is die boek van Rut nie. Die Heilige Gees het my iets gewys wat vir my regtig wow was en dit gaan jou ook regtig, dit gaan jou bless. Die Heilige Gees wys my dat elke chapter van die boek van Rut het nie eens begin met Rut se naam nie. Die boek is Rut, van die opskrifte praat van Rut, maar wanneer 'n hoofstuk begin, word Rut se naam nie eens genoem nie. Die eerste chapter begin sommer met die boek se naam is Rut, maar die eerste hoofstuk begin met die naam van Naomi, Rut se skoonma, en dit begin met 'n vrou wat nie eens vir Rut ken nie. Die vrou ken nie eens vir Rut nie. Hulle was nog nie by mekaar nie. Hulle was nog in Bethlehem en hulle moet nog trek want daar's 'n hongersnood in Bethlehem. En for those who don't know, Bethlehem word genoem the house of bread, die huis van brood, as ek dit nou direk vertaal, die huis van voorsiening. En as jy kyk, die opening van die boek van Rut, die boek maak oop met 'n vrou met die naam van Naomi. Naomi en Rut op daai stadium ken nie eens mekaar nie. Weet jy dat, en as ek dit kyk, dan besef ek dat baie keer kom ons, baie keer dan is die Here besig met jou lewe, maar dit begin met iemand anders. Dit begin met iemand anders in die kantoor, maar eintlik is daai persoon daar vir jou. Daai persoon is daar vir 'n tydelike tyd, want die Here gebruik daai persoon, maak nie saak man of vrou wie dit is nie, of dit nou wat 'n religion dit ook al is. As die Here jou wil opset vir blessing, my mense gaan hy gebruik vir wie jy wil. Dit is so net wat dit is. Die Here sal 'n vyand van jou gebruik as hy moet, dat jy kan in jou belofte land kan kom. Dit is wat die Here doen. Hy is respecter of no person. So ons sien hierso dat die boek van Rut maak oop met die naam van Naomi. Naomi is widowed, sê die Engelse vertaling. Naomi is widowed. Dit het niks te doen met Rut nie. En dan gaan jy af. Dan is daar 'n tweede gedeelte in hoofstuk 1 wat sê, dan is die hoofstuk, die opskrif in my Bybel, sê Ruth's loyalty, maar dan maak het oop. Die eerste naam in die gedeelte is Orpa, Rut se skoonsister. Rut se naam is daarin, maar die eerste naam in die tweede gedeelte van hoofstuk 1 is Orpa, is nog nie Rut nie. Die hoofstuk sê Rut sê Ruth's loyalty towards obviously Naomi, maar die naam wat eers genoem word is Rut, is Orpa, jammer. Dan gaan jy na die tweede hoofstuk toe, dan sien jy weer Naomi, dan gaan jy na die derde hoofstuk toe, dan sien jy weer Naomi, dan gaan jy na die vierde ene toe, die vierde hoofstuk toe, en dan begin dit met die naam van Boaz. En wat die Heilige Gees my hierdeur gesê het is, ons baie keer is in
'n deurbraakstydperk van ons lewe. God is besig om dinge te verander. God is besig om ons lot te verander. Maar jou naam word nie noodwendig prominent genoem nie. Dit lyk asof die Here verby jou kyk, maar eintlik praat hy eintlik met jou. So dit lyk asof jy nie you're not noticed, maar eintlik is jy die ene waaroor hierdie hele storie gaan. Partykeer moet jy wag op die Here. Nie partykeer ons moet leer om te wag op die Here, want daar is soveel goed wat in plek kan kom met die woord van die Here, wat op jou lewe, wat die Here oor jou lewe gespreek het, dat ek en jy moet die Here vertrou deur die proses. Nie een keer in die boek van Rut sien ek, dat die hoofskrifte, die opskrifte ja, maar wanneer 'n chapter oopgemaak het, was Rut se naam nie prominent genoem nie. Dit is Naomi, dit is Orpa, dit is Naomi, en dit is Boaz. Die laaste hoofstuk maak oop met 'n man met wie God gegee het om te trou, the Kinsman's Redeemer. So, jy kyk na die hele boek en is asof die Here praat van Rut, maar as ek dit nou my eie kop kan sê, maar het lyk asof hy praat van haar, maar hy praat oor haar. You know what I mean? Is asof sy's hier, sy's die main karakter van die boek van Rut, maar tog word haar naam nie elke 5 minute gebruik nie. Laasweek toe ek preek, toe gee die Here my 'n openbaring. Dit was wat die Here sê in hoofstuk 3, toe sy op die dorsvloer was, het Boaz vir haar 6 measures of barley gegee in haar voorskoot, en hy sê, en hy seën haar, Rut gaan huis toe, en sy seën weer van Naomi, en 6 measures of barley beteken letterlik dat my commitment to provide for you, my commitment to make sure that you are taken care of. Now, it was 'n ancient language, it was 'n ou tipe van taal wat die ouer mense geken het. Onthou net, Boaz was 40 jaar ouer as Rut. Hy was 80, Rut was 40. Naomi was obviously 'n ma, so sy was ook baie ouer as Rut. So ons verstaan dat hier's 2 ouer mense, hier's Naomi, hier's Boaz, hier's Rut. Ons verstaan hierdie mense in hoofstuk 3 praat 'n taal wat Rut nie eens verstaan nie, want in die eerste plek is sy nie van Bethlehem nie, sy is van Moab, so sy is 'n buitestander, sy's 'n inkomer, so die goed wat hier gebeur, verstaan sy nie als nie. God is besig om haar 'n nuwe lewe in te bring, om vir haar iets nuuts te doen, but she doesn't understand everything. Hierdie man gee vir haar 6 measures of barley, vat dit saam met jou, gaan seën jou ma, because why? Ek weet jy kyk na jou ma, ek weet jy kyk na jou skoonma Naomi, so hy gee vir haar die 6 measures of barley, sy vat het, and it's an ancient language because of wat het beteken. Naomi sê vir Rut, hierdie man gaan nie rus totdat die matter geresolved is, because why sy verstaan wat beteken 6 barley, die 6 measures of barley. Sy verstaan the ancient language of the Lord is going to provide. The Lord is going to take care of you. Die Here gaan na jou kyk, die Here gaan na jou omsien, die Here gaan, dit wat hy gedoen het, is eintlik 'n silent belofte, is iets wat hy sê dit, maar Rut verstaan dit nie. Maar Naomi verstaan dat dit wat Boaz gedoen het, is actually 'n belofte aan haar, sonder dat sy dit weet. So, ek wil vir jou vandag sê, dat die Here het 'n profetiese woord aan jou gegee. 'n Profetiese woord is 'n belofte wat God aan jou gee. God gee 'n belofte aan jou en my, en die Bybel sê, hy is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Hy is nie 'n mensekind, he's not a child of man that he should repent. He says, if I said it, I will do it. Niks wat die Here sê, niks wat hy sê, gaan hy terugtrekkie. Want as dit in die woord gesê is, onthou net, hierdie Bybel is klaar geskrywe. Wanneer God vir jou iets sê, deur sy woord, dit kan nie verander word nie, want die woord gaan nie verander vir jou of vir my nie, of jy moet verander, jy en ek moet verander vir die woord kan nie verander nie, dis eintlik wat dit is, die woord kan nie verander nie. So wanneer die Here vir jou 'n belofte gegee het, wanneer die Here vir jou gesê het, dis wat ek gaan doen deur sy woord, dan is dit wat hy wil doen. Dit is die belofte, dit is 'n woord wat hy vir jou gee. Die profetiese woord is die belofte oor jou lewe. So die Here gee vir Rut 'n belofte. Sy weet nie eens wat dit is nie. Sy besef nie eens dat die Here is besig om verbond met haar te sluit nie. Sy besef dit nie eens nie. So die gesprek, ek wil amper sê, the hidden conversation tussen Boaz en Rut is te ver bo Rut. Sy kan nie verstaan nie. Sy verstaan nie alles nie. En dis okay, maar wat Naomi verstaan. So wanneer Naomi guide haar na die plek toe van promise en destiny. Dis Naomi is Israel, maar tog is sy 'n tipe van heilige
Gees. Sy guide haar, sy steer haar na die plek toe waar sy moet wees, and it's just amazing. En baie keer dan sit mense, en actually, as jy vandag 'n gebedspunt wil hê, sê Here, bring my Naomi na my toe, bring iemand na my toe, wat my kan lei na die plek toe waar U wil hê ek moet wees, as ek dit dan nie kan verstaan nie. Lord, send me a Naomi that can take me to my purpose and to my destiny. Send me a Naomi that can understand the language of the day, that understands the hour of the season, that understands the ways, the prophetic ways of God, the times and the seasons connected to the prophetic over my life. Give me a Naomi that's got the wisdom, God, that can lead me to the higher grounds in you. As ek dan nou niks weet, die Here, gee my dan iemand wat my kan lei, soos apostel Paulus vir Timotheus gelei het, soos wat David en Jonathan, hulle was bondsbroers, want die Bybel sê, toe Jonathan was liewer vir David as homself. Jonathan was die seun van Saul, maar daar was 'n diepe verhouding tussen die twee, hulle het 'n broersverband gehad. Niks snaaks nie, niks funny nie, 'n broersverhouding gehad. En dit is wat ek en jy moet vir die Here vra. Here, gee my iemand wat vir my wat meer weet as ek. Gee vir my iemand, Here, wat kan sien wat ek nog nie kan sien nie. Gee vir my iemand wat kan hoor wat ek nie kan hoor nie. Gee vir my iemand, Here, wat verstaan wanneer U 'n ding sê wat U daarby bedoel, dat ek kan inkom in dit wat U vir my beloof het. Amen. Gee vir my bidders om my lewe en mense wat nie jaloers is op my nie, mense wat nie afgunstig is oor my nie, mense wat nie dit wat U vir my reg het, wat hulle wil hê nie. Here, gee my dit wat U wil hê. Wat gee my iemand, Here, gee my 'n Naomi wat my beste belange in haar hart dra, soos wat Naomi vir Rut sê in hoofstuk 3, die opening statement van Rut 3 is, will I not seek, my daughter-in-law, will I not seek that it will be well with you. Weet julle, as ek dit kyk, Naomi was nie 'n skoonma vir Rutie, Naomi was 'n ma, en baie keer dan het ons verhoudinge met ons skoonouers in skoonmaas, en dit is nie goed nie. Jy lewe 'n vyhandige lewe met 'n skoonma, met dierbare, dit is nie die plan van God nie, dit is nie die wil van God nie. En baie keer as gelowiges, baie keer dien ons saam met ons skoonouers, maar julle lewe in vyandskap, of julle verdra mekaar, maar julle het nie eintlik 'n verhouding nie. En my mens, dit kan nie werk nie, dit gaan nie werk nie. In die eerste plek, toe jy met hy man trou, of met hy vrou trou, toe word julle een kom word, wat beteken, daai persoon in wie se huwelik jy getrou het, as jy ouers lewe, dit het jou ouers geword. Beide ouers ek is vandag 'n trouoffisier. Wanneer ek mense trou, dan sal ek altyd vra, as die Heilige Gees my toelaat, dat die ouers na vore moet kom, dan switch ek die ouers, because nou word die man se ouers die vrou se ouers word die man se ouers, en dit is wat gebeur in die toekoms in. Dit is nie jou ma en my ma nie, dit is ons ma, en ons moet respek hê. En as jy kyk die lewe van Rut she honored her mother-in-law. Die Bybel sê, nadat Rut die blessings beleef het, in hoofstuk 2 al, nadat Boas vir haar roep na die tafel toe. Remember, sy's 'n foreigner. Sy loop agter die reapers aan. Nadat sy genooi word na die tafel toe, sy kan daarop sê, nee, die Here, jy weet, dit gaan goed met my, ek kan op my eie gaan, jy weet, ek het guns beleef in die eienaar van die veld waarin ek oes. Die Bybel maak 'n stelling, gaan lees in hoofstuk 2, en die Bybel sê, and Ruth stayed with Naomi. She stayed with Naomi. As wanneer ons die Bybel lees, moet ons hom fyn verstaan, mense. Daar is sekere goed wat die Bybel gaan sê, wat prominent is. Die Bybel sê, en Ruth stayed with Naomi. Dit beteken, jy het my ingelei, jy het my geguide, ek het initiatief gevat, want ek het saam met jou gekom, is wat ek wou gedoen het. My belofte aan jou is, dat waar jy gaan daar gaan ek. Jou mense word my mense, jou land word my land, en jou God word my God. Ek moenie vir my sê, ek moet weg van jou van nie. Sy het hy belofte gemaak in hoofstuk 1, sy bly by dit. Even though die Here haar begin seën het, die aangesig van die Here oor haar begin skyn het, deur Boas wat aan haar guns, onthou die feit dat Boas aan haar guns bewys, is God wat aan haar guns bewys. Ek gaan dit weer sê, die feit dat Boas aan haar guns bewys, is nie 'n man wat 'n eienaar van 'n land, nie, my mens, is baie dieper as dit. Dit is God se aangesig wat besig is om oor Rut oop te gaan, om oor Rut te skyn. Boas is die
is die, ek wil amper sê, is die, as ek my eie woorde kan sê mense, dit is soos God vir Moses gesê het, gaan sê vir Farao, ek is op pad om my mense te kom haal. God was nog nooit in Egipte nie, physically nie. Egipte sou nie gesaan het as God daar gekom het nie. God het die afgekom van hemel en gesê, Farao, hier is ek nou nie, nee my mens. God sê vir Moses, gaan sê vir Farao, ek kom haal my mense. In die meantime is Moses daar, want Moses staan in the state of God. Moses staan in die plek van God. So wanneer hy sy mond oopmaak, dan is dit God wat sy mond oopmaak. So alles wat nou hier gebeur, moet jy weet, dit is God se hand wat hier beweeg. Dieselfde met Boaz. Alles wat Boaz nou doen, is in the state of God, because remember, he's a kinsman's redeemer. Hy was 'n tipe van 'n Christus in 'n tyd op in like bridging van die bloedlyn van Jesus. So everything that Boaz does now is actually as Christus wat het doen. He's redeeming the Gentiles because she was a Gentile. Sy was 'n buitestander, 'n inkomer. Ons was die inkomers. Is wat wie ons was. Ons is mos nie Jode nie. Ons is mos die inkomer. Ons is die as gevolg van die kruisdood het Jesus die veil geskeur en ons almal nou het access na die troonkamer van God toe. Ons word nou genoem, we are called a royal priesthood, a holy nation. That is who we are called, a peculiar people. As gevolg van wat die kingsman, the great kingsman's redeemer, Christus Jesus aan ons gedoen het. Dit is die rede hoekom ons vandag kan genoem word kinders van die Here. As gevolg van die tweede arm Jesus wat gekom het, gesterf het, opgestaan het en vir ons plek gegee het, plek gemaak het om kinders van God genoem te word. Boaz staan in die stead van Christus om al in die Ou Testament om vir dit in te bring, betekende om vir ons in te bring dat ons kan word een met Israel. Ons kan word een met nou kan ons genoem word kinders van die Here. Dis dit wat hier gebeur het. Dit is baie groter as net 'n man en 'n vrou wat 'n foreign meisie gesien het wat 40 jaar jonger as hom was en gedink het, maar sy is mooi, maar sy is hardwerking, maar sy is loyal. Dit is my mens, daai storie is eintlik dit is eintlik nie in sy begin nie. Dis nie in sy begin nie, my mens. So die storie is baie intens, is baie dieper. So kom ek en jy verstaan, wanneer die Here 'n belofte oor jou lewe geplaas het, wanneer die Here 'n belofte oor jou lewe gegee het, my dierbare, so waar, soos wat die Here se woord lewendig is, hy gaan dit doen, maar hy kan dit nie doen as ek en jy buite sy wil is nie. Hy kan dit net doen wanneer jy binne die wil is. Amen. Jy moet binne die wil wees. So mag die Here jou seën, hê 'n wonderlike dag verder en ons is in die boek van Rit, my mens. So volgende week sal 'n plek, sal 'n tyd, die Here seën jou.